Ilse, ek het nou skuldig gevoel om jou te stop. Baie dankie, dit was nou ongelooflik mooi. Gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens. Dis wonderlik om julle elkeen vanoggend hier te hê. Natuurlik is dit die eerste Sondag na Kersfees en die laaste Sondag van die jaar. So mens kan sien ons is uitgedun. Ek seker af van 'n klomp van die gemeentelede sit langs die strand en geniet die son op die oomblik. En ons is maar net so klein bietjie jaloers. Vriende, ek glo almal het 'n geseënde week gehad. Ek wil graag na die aankondigings loer en net so 'n paar dinge noem. Eerstens het ons nog steeds 'n probleem met die stroom. Ons glo ons dit kan uitsorteer hier in die begin van die nuwe jaar. So vir die wat dalk vra het of dalk wonder of is iemand mens kontak, die diens sal die volgende dag op ons kanaal beskikbaar wees. Hier word 'n opname gemaak van vanoggend se erediens en dan versorg Roan dit en hy laai dit weer op en dan kan mense die diens ook kyk. So dit gaan nie totaal en al verlore nie. Hou dit asseblief in gedagte as iemand vra en moedig hulle aan om ook die diens op daai manier te kyk. So ek wou sommer dit ook genoem het. Vriende, dan die gemeentenuus, daar is 'n klompie nuus wat ek wil meedeel. Eerstens wil ek begin met die goeie nuus. En Tannie Bertha, Tannie is vanoggend hier ook en Tannie het gesê ons moet hierdie afkondig want Tannie is trots op Tannie se kleinkind. Tannie Bertha se kleinkind, sy kleinseun, Erik het sy meestersgraad behaal in bewaringsekologie. Dis wonderlik Tannie. En ons sien uit ook na wat hy in die groter wêreld met sy meestersgraad ook kan verrig. Baie geluk vir Tannie. En dan Tia, is dit vanoggend jou laaste diens hier by ons, voordat jy, soos iemand nou net in die konsistorie gesê het, emigreer Mosselbaai toe, waar jy 'n kontrak gekry het om daar te gaan werk. Baie sterkte ook vir jou. En Tannie Elsa, baie sterkte ook vir Tannie met die leen-nes-sindroom, dit is blykbaar 'n ding. Sterkte. Ja, mag Tannie regtig ook in hierdie tyd beleef dat die Here by Tannie is. En Tia, mag jy ook in hierdie nuwe hoofstuk ervaar dat die Here saam met jou gaan. Dan, gemeente, is daar 'n klompie persone wat in die hospitaal is. Ek wil sommer net dit noem. Jannie Tiart, hy was voorheen hier in ons gemeente. Sy lidmaatskap is nog hier. Hy bly op die oomblik in Vredenburg, maar hy was onlangs in die hospitaal en sterk nou aan by die huis. Mag ons regtig aan hom dink en vir hom bid ook in hierdie tyd. Dan is oom Johan Loupsher van Klaradyn op die oomblik in die hospitaal. En dit gaan nie so goed met hom nie, mag ons regtig vir hom bid en hom aan die Here opdra en vra dat die Here ook met hom sal wees. Dan Tannie Krini, ek het gesien op die groep die boodskap wat Tannie gestuur het en ek het gevoel ek moet dit tog ook vanoggend afkondig. Tannie Krini is 'n neef in Nederland is oorlede en Tannie Krini kom uit Nederland uit. So dis op 'n manier 'n groter verlies. Dis op 'n manier deel van mense erfenis wat mense ook verloor. So sterkte vir Tannie en sterkte vir die groter familie. Mag Tannie regtig in hierdie tyd beleef dat die Here ook by Tannie is. Vriende, dan wil ek ook noem, ek het 'n paar keer gevra dat ons vir hom MC van Deventer moet bid. Hy is ongelukkig op ou Kersdag oorlede. Mag ons regtig aan die familie dink en veral aan Tannie Meta in hierdie tyd. Mag ons hulle aan die Here ook opdra. Dan, dis ook nie 'n lidmaat van ons nie, maar Tannie Elise van Niekerk het by Othello vir ons die klavier gespeel tydens die bidure en sy is ook in hierdie tyd oorlede. Mag ons regtig haar familie ook in hierdie tyd aan die Here opdra. Sy was 'n eystervrou. Ek onthou, ek het haar skaars ontmoet toe sy vertel, wel, dit was in die tyd wat ek al hier was, wat sy met 'n gebreekte heup van die Parel af Parow toe gery het en weer terug Parow toe. En toe agtergekom het, mens moenie jou been optel en hom skuif om die koppelaar te trap nie. En toe sy dokter toe. So ja, Tannie Elise is 'n eystervrou gewees en sy het altyd die mooiste liedere gekies met die bidure. Mag ons regtig aan haar familie ook in hierdie tyd dink. Vriende, dan
die verjaarsdag hierdie week, die 80-jariges en ouer, Charles is nou oom se skuld, nou hak ek vas by die middeljariges. So die 80-jariges wat 50 jaar hulle self identifiseer as middeljarige en 50-jariges, baie geluk, dit is Tannie Mary Grobler en oom Kobus Bouwer en Tannie Lida Visser. Tannie Lida, baie geluk met die verjaarsdag hierdie week, mag dit regtig 'n geseënde dag wees en 'n mooi jaar wat Tannie ook voor lê. Vriende, kom ons gee sommer vir die persoon ook 'n handeklap. Vriende, dan ook net vir die wat wonder, dit is nog vakansie, so die kollekte is by die deure na die diens. Ek wil vanoggend se erediens begin met die volgende woorde. Iemand skryf die volgende: Wat bly oor nadat die kerspapier opgeruim is en die kersboom se liggies afgeskakel is? Wat bly oor as die stories klaar vertel is van 'n lang reis, die herders, die engele, die ster, die wyses en die vlug na Egipte? As die somer kersfees en stille nag besing is, wat bly oor as die feesmaal verorber is na die familie weg is en die lag en die gesels stil is en almal mekaar met drukkies gegroet het? Wat bly oor as om stil te word, verstom oor die groot ommekeer, dat die skepper van die onmeetlike heelal, die koning van die hemel en die aarde, nou weerloos en magteloos, babietjie broos, in doeke toegedraai lê in die diere se voerbak. Vriende, met dit in ons agterkop, gaan ek vir ons die Christuskers aansteek, as teken daarvan, dat ons Here gebore is. God met ons, dat hy hier is, weerloos, magteloos, babietjie broos, en doeke toegedraai in die voerbak van diere. Mag ons weet dat so seker soos wat hierdie kers brand, so seker skyn die Here se lig in hierdie donker wêreld in. En net so seker kan ons daarvan weet dat die donker, absoluut niks van die donker, hierdie lig kan uitdoof nie. Psalm 148 sê die volgende: Prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het vir hulle altyd 'n vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Vriende, kom ons antwoord hierop met lied 353 vers 1 tot 3. Die Heiland is gebore.
Vriende, ontvang die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van hom wat was, wat is en wat kom. Deur sy liefde het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Amen. Vriende, kom ons staan en dan loof en prys ons die Here met lied 100, verse 1 tot 3. Juig almal tot Gods lof en eer. Vriende, ek wil jou vir 'n oomblik nooi om stil te word en terug te dink oor die jaar wat verby is. Ek gaan vra dat julle die volgende skyfie ook sommer vir ons opsit. Dink rustig terug en roep ook die verskillende gebeure van hierdie jaar in herinnering. Hier naby aan die einde van 2025 is dit goed om stil te staan en terug te dink. As jy terugdink oor 2025, waar het jy God ervaar? Waar het jy ervaar dat hy ook vir jou iets gedoen het? Ek wil nou vir 'n oomblik hieroor te dink. Vriende, ons is geneig om net aan die goeie te dink as dit van God afkom. Dink vir 'n oomblik ook aan die uitdagings en die terugslae, die verliese wat jy beleef het. Hoe het God dit gebruik? En hoe was hy ook daarin teenwoordig? Vriende, met dit in ons agterkop, gaan ek vra dat ons saam ook 'n gebed doen. Die woorde gaan op die bord wees. Ek gaan die eerste sin voorhou en vra dat die gemeente dan daarop antwoord. Ons groot en genadige God, waar ons aan die einde van nog 'n jaar staan, bid ons dat U by ons sal bly. Dankie dat U altyd by ons was en dat U ons in staat gestel het om in genade te volhard. Ons bid dat hierdie nuwe jaar saam met ons sal gaan.
Dankie dat ons met die belofte wat ons omhels, met selfvertroue en in U vrede vorentoe kan gaan. Ons bid dat U ons sal help om hierdie nuwe jaar beter met U te wandel as wat ons nog ooit van tevore gedoen het. Vergewe ons, Here, vir ons sondes in die afgelope jaar. Ons bid dat ons bid dat dit ons voorreg sal wees om hom te dien. Verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan ook vra dat ons geloof op 'n eenvoudige manier bely vanoggend. Om ons te herinner aan hoe maklik dit is om sommer in die alledaagse en die doodgewone van die jaar wat verby is en ook die jaar wat voorlê, ons geloof in die Here te kan bely. Ons gaan dit doen in die hand van ons palm met ons 5 vingers. Ek gaan vra dat ons dit ook op hierdie manier doen. Dat ons duim sal ophou en dan sal sê God is goed. God is goed. Dan wil ek jou vra om jou wysvinger uit te hou en dan na iemand langs jou te wys en te sê God is lief vir jou. Dan die langste vinger is God is altyd in beheer. Dan ons ringvinger, God is altyd getrou. En dan die laaste in ons pinkie, God se tydsberekening is altyd perfek. Vriende, dit glo en bely ons oor ons drie-enige God. God is goed, hy is lief vir ons, hy is altyd in beheer, hy is altyd getrou en sy tydsberekening is altyd perfek. Mag ons dit ook vashou wanneer ons hierdie nuwe jaar binnestap. Vriende, hierdie tyd tussen Kersfees en die nuwe jaar is 'n vreemde tyd. Vandag is die eerste Sondag na Kersfees, soos ek gesê het, maar dit is ook die laaste Sondag van die jaar. Kan mens dit glo, dat 2025 verby is? Dat ons mekaar weer gaan sien in die nuwe jaar. Dis 'n vreemde gevoel. Dalk brand die liggies nog in die huis, die Kersliedere klink definitief nog in ons ore, maar iets het verander. Die opbou is verby. Die opgewondenheid van Kersdag het bedaar. Die vakansie se einde kom nader, die nuwe jaar is weer besig om aan te breek. Ons staan so op die drempel. Die jaar wat agter ons lê aan die een kant en die jaar wat ook voor lê aan die ander kant. Hierdie ou jaar vol oomblikke, sommige mooi, ander dalk swaar. Daar was oorwinnings, maar ook mislukkings. Daar was dae van dankbaarheid en dae van vrae. En dan staan ons weer nader aan die werklikheid. Die lewe is soos ons dit ken. Die een wat ons gejaag maak totdat ons heeltemal moeg is. Die werklikheid van 'n brose wêreld, gebroke samelewings en ook ons eie kwesbaarheid wat in die nuwe jaar weer vir ons lê. Dit is 'n tyd van die jaar wat ons terugdink oor wat verby is, oor die hoogtepunte en die laagtepunte, waar ons trots is en waar ons spyt is. Hierdie eerste Sondag na Kersfees vra nie nog 'n fees nie, maar dit vra herinnering. Dit vra dat ons terugkyk, nie met 'n goedkoop nostalgie nie, maar met geloof. En dis presies wat vanoggend se teks Jesaja 63 ook kom doen. Dit neem ons op 'n heilige herinnering na wie God is en wat hy gedoen het en hoe hy met sy mense saamgeleef het. Jesaja 63 neem ons op hierdie heilige herinnering 'n geloofsbelydenis wat terugkyk op God se trou, sy medelee
en sy nabyheid, veral teenoor 'n gebroke volk. Vriende, hierdie gedeelte begin met Jesaja se woorde waar hy sê, ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy gedoen het, sy grootheid, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het, in sy genade en in sy groot liefde. Ons gaan net nou die teksgedeelte lees. Vriende, dit gebeur so maklik, dat, en eintlik amper so half vanselfsprekend, dat ons die roemryke dade van die Here onthou, en van sy goedheid vertel, veral wanneer dit met ons goed gaan. En eintlik net dan. En veral hier in Kerstyd. Dis dan wanneer ons met oorgawe vertel van wat die Here vir ons gedoen het. As ons egter net onder sulke omstandighede van God se groot dade onthou, sy troue liefde van getuig en sy groot goedheid bely, dan vereenvoudig ons dit dalk tot hoe dit met ons as mens gaan. En dis die gevaar van die feesseisoen, dat ons so fees vier, dat ons so oor God se dade dink, dat daar niks oorbly, wanneer hierdie seisoen verby is nie. Wanneer die moeilike deel van die lewe weer op ons voorstoep kom kuier, en daar eintlik dan net feesfoosheid by ons oorbly. As dit waar is, dan kan ons ervaar, dat die Here se groot liefde, en sy goedheid, 'n klein bietjie die smaak verloor, so sout wat laf geword het. Vriende, hierdie eerste Sondag na Kersfees, soos ek net nou gesê het, vra nie nog 'n fees nie. Dit vra herinnering. Dit vra dat ons terugkyk, nie met 'n goedkoop nostalgie nie, maar met geloof. En Jesaja wil ons herinner aan wie God is en wat hy gedoen het, nie net in die goeie tye nie, maar ook te midde van alles wat die lewe vir ons ingewikkeld maak. En kom ons lees, wat skryf hy? Voordat ek dit lees, gaan ek vir die Here vra om vir ons oop te breek. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom buig ons voor U. U weet, Here, dat ons op die drempel is, dat ons tussenin is, dat daar 'n vreemde gevoel is. Die huis is stiller, die yskas is leer, die liggies van die kersboom flikker dalk nog net so half. U weet, Here, dat die werklikheid van die nuwe jaar en die lewe soos ons dit ken, ook weer nader kom. En ons weet eintlik nie presies waar ons is of hoe ons dit het nie. Mag U ons vanoggend help om terug te dink en vorentoe te kyk met 'n herinnering, 'n geloofsbelydenis van wie U is en wat U vir ons gedoen het. Nie net vir hierdie seisoen nie net vir Kersdag nie, maar ook vir die nuwe jaar, ook vir die moeiliker en die meer ingewikkelde dele van die lewe wat voorlê. En wat ook al daar vir ons wag in 2026. Nou Here, mag hierdie gedeelte vir ons oopbreek. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Jesaja 63 en ek lees vir ons van vers 7 af. Ek gaan net 3 verse lees. Dit is ongelooflike mooi verse. Jesaja skryf: Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade en sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie, daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Hy het hulle opgetel
en hulle altyd gedra. Ongelooflike mooi woorde. Vriende, Jesaja 63 vers 7 tot 9 is deel van 'n groter gedeelte. Dit strek eintlik tot hoofstuk 64 vers 11 en oor die algemeen staan dit bekend as 'n lang gesamentlike klaaglied wat handel oor die Here se getrouheid en Israel se getrouheid of ontrouheid in die verlede. Die volk se geskiedenis, soos ons dit ken, is gekenmerk deur teleurstelling, verlies en skuld. Hulle het afgedwaal, hulle het gefaal en dikwels ook God se verbond gering geag. En tog is dit opvallend dat Jesaja nie begin by die volk se sonde of hulle nood nie, maar by herinnering. Hy kies om te begin deur te sê hy sal verkondig wie God is en wat God gedoen het. Die woord wat vertaal word met verkondig kan ook beteken om te onthou of om iets in herinnering te roep. En hierdie herinnering is nie 'n blote nostalgie nie, dis ook nie 'n poging om die verlede net mooier te maak as wat dit is nie. Dis 'n geloofsdaad, veral vir dit wat voorlê, vir dit wat was en vir dit wat voorlê. Deur God se dade te onthou, word hoop weer gebore. Jesaja leer ons dat geloof begin deur hardop te sê wie God is, en selfs wanneer die dinge rondom ons anders lyk as dit wat ons sê. Selfs wanneer dit weerspreek word. Juist dan moet ons sê wie God is en wat hy vir ons gedoen het. In hierdie tussentyd is herinnering nie 'n wegvlug nie, maar eerder 'n anker vir ons as gelowiges. Vriende, hier word die volk se broosheid teenoor God se getrouheid geplaas. En die kern van hierdie paar verse is die Hebreëse woord gesed, waarna ek nou die dag ook in 'n preek verwys het. God se standvastige, loyale verbondsliefde, 'n liefde wat nooit opgee nie, 'n liefde wat nooit ophou nie, soos dit net nou of vroeër in Psalm 148 gestaan het, wat elke môre nuut is. Dis 'n liefde wat nie wisselvallig is of afhanklik is van prestasie nie. Dis 'n liefde wat vas staan en wat getrou bly selfs wanneer ons as mense ontrou is. En in 'n tyd van onsekerheid, en dis presies wanneer hierdie verse ook geskryf is, herinner Jesaja die volk daaraan dat God se identiteit nie verander het nie, dat God dieselfde bly, dat sy liefde standvastig is, sy goedheid en sy genade, sy groot liefde bly soos dit nog altyd was. En dan sê hy, dit is die vertrekpunt. Selfs wanneer ons struikel, selfs wanneer ons vasgevang word in ons eie beperkings, is God daar en is dit sy wegspringplek. Hy bly doen wat hy nog altyd gedoen het. Hy bly opdaag, hy bly ons dra en hy bly ons red. Die verhouding tussen God en sy volk word nie gedra of nie gevorm of nie gebou op ons prestasies nie, maar op God se verbondsliefde, op sy gesed, sy standvastige liefde. Wanneer die volk terugkyk na God se dade en sy liefde, dan word hulle herinner, God het nog altyd eerste opgetree. Hy het nog altyd die inisiatief geneem. Hy het nog altyd gekies om te red. Hierdie herinnering, vriende, is ook 'n uitnodiging. Die volk word genooi om nie net terug te kyk nie, maar om ook vorentoe te kyk, om weer te vertrou op presies dieselfde God, wat getrou was en steeds getrou sal wees. Na Kersfees staan ons ook in hierdie spanning. Ons het gesing van vrede en lig, maar ons weet die wêreld bly seer en bly deurmekaar. Jesaja leer ons dat geloof nie beteken om die pyn te ontken nie, maar om God se goedheid doelbewus in herinnering te roep en dit as ons anker te hou vir die toekoms. In vers 8 hoor ons iets besonders. Daar staan, hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie.
Vriende, hoor wat sê God. God noem hulle meer as net sy volk. Hy noem hulle ook 'n liefdevolle naam, kinders. Dis familietaal. Dit wys op intimiteit, op betrokkenheid, op liefde. God kies om homself aan mense te verbind en hy noem hulle sy eie, selfs wanneer hulle broos en ontrou is. God staan nie op 'n afstand en waarneem nie. Hy identifiseer hom met sy mense en hulle lot. Hy staan nie bo die verhaal en tree dan so van bo af daarin in nie. Hy kom tree tussen ons in ons werklikheid. Vers 8 herinner ons dat God ons pyn, ons gebrokenheid en ons verlange sien. Jesaja sê dat God nie ver van sy volk is nie. Hy deel in hulle lyding. Hy weet wanneer hulle swaar kry en wat hulle tekortkominge is. God het ons nie geskep en ons alleen gelaat om te worstel nie. In ons verlange, in ons hartseer, in ons angs, in ons foute, is God nie 'n ver af toeskouer nie. Hy daag self op. En dis presies wat ons met Kersfees gevier het. In Jesus Christus het God nie oor ons gepraat nie. Hy het tussen ons kom woon. Die God van Jesaja 63 is dieselfde God van die krib. God wat sê, hulle is my volk en ek noem hulle my kinders. 'n God wat bereid is om die koste te dra, van die krib tot die kruis. Vriende, vers 9 tref nog dieper. Daar staan in al hulle nood was hy ook daar. Dis een van die diepste troostvolle waarhede in die Ou Testament. Vers 9 wys vir ons dat God nie net teenwoordig is nie, maar dat hy ook aktief optree. Hy is in die nood van sy volk. Hy word meegevoer daardeur. God wag nie vir ons om alles reg te kry en uit te sorteer nie. Hy kom self na ons toe. God staan nie op 'n afstand nie. Hy raak betrokke in ons lyding, in ons seerkry. En dan word hy daardeur geraak. En hy dra ons, hy verlos ons, hy neem ons in sy hande. Hierdie woorde wys vir ons dat God 'n hart het. Dat God ook met medelee leef vir elkeen van ons. Hierdie gedeelte herinner ons dat God se liefde nie passief is nie. In 'n wêreld vol onsekerheid, in 'n tyd waarin ons dikwels so tussenin voel, kom God self na ons toe. Na Kersfees, wanneer mense weer alleen voel, wanneer herinneringe weer seer maak en die nuwe jaar onseker lyk, is hierdie waarhede lewensbelangrik. Ons God is nie onbewus van ons swaar kry nie. Dis die hart van Kersfees, wat nou na Kersdag nog steeds weer klink. God self daag op. Nie 'n engel nie, nie 'n profeet nie. God self kom in die nood van mense in. Hy self as kind in 'n krib. Hy word mens om ons uiteindelik ook te red. Dis die kragtige woord vir ons hier aan die einde van hierdie jaar. God is nie net die een wat stuur nie. Hy is ook die een wat kom. Hy stap saam met ons deur die gewone lewe, deur die morsige oomblikke van ons lewens. En hy hoor ons roep, hy sien wanneer ons struikel, hy dra ons seer kry en hy ontferm hom oor ons. Vriende, Jesaja se woorde is nie net 'n terugblik nie. Dis ook 'n uitnodiging om deur daardie herinnering met hoop vorentoe te kan kyk en vorentoe te kan leef. Die God wat gekom het nie weer weggegaan nie. Hy bly hier tussen ons. Hy bly die God wat gesê het,
Julle is my volk, en wat ons dra, dag na dag, ook hierdie nuwe jaar in. Vriende, Kersfees eindig nie op 25 Desember nie. Dit leef voort in 'n God wat elke dag saam met sy mense stap. Die krib is nie 'n simbool van 'n gebeurtenis wat lang gelede gebeur het nie. Dis 'n lewende herinnering dat God self opdaag in ons wêreld, in ons streek en ook in ons lewens. Dit beteken dat God ook in ons tussentye daar is. Wanneer die gewone lewe terugkeer, wanneer die vrae harder begin praat as die antwoorde, wanneer die toekoms onseker voel, God wag nie dat alles goed gaan of wanneer ons weer fees vier nie. Hy daag juis hierop, in ons nood, in ons broosheid, in die stilte. Aan die einde van hierdie jaar, wanneer ons terugkyk, nooi Jesaja ons om anders oor ons eie stories te dink en anders na hulle te kyk. Om nie net ons mislukkings en ons vrese raak te sien nie, maar om juis te begin verkondig oor God se troue liefde wat hy aan ons bewys het. As hierdie nuwe jaar voor ons lê, weet ons hierdie waarheid bly steeds. God se liefde is groter as ons mislukkings. God se teenwoordigheid is groter as ons vrese. En God se gesed, sy troue liefde, dra ons gister, vandag en môre. Vriende, op hierdie laaste Sondag van die jaar staan ons nie net met herinnering nie. Ons staan ook met hoop. Ons kyk terug en sê God was getrou. Ons kyk vorentoe en bely dieselfde God stap saam met ons. Ons stap die nuwe jaar binne nie met groot sekerheid oor onsself nie, maar met 'n vaste vertroue in God. Want God is nie 'n God wat wegstaan nie. Ons God is 'n God wat opdaag. En vriende, dit is meer as genoeg. Ons God is 'n God wat self opdaag. Mag jy dit ook in hierdie laaste tyd na die nuwe jaar toe ervaar. Amen. Here, vanoggend is dit 'n voorreg om hierdie woorde in Jesaja te hoor. Juis in hierdie tussentyd. Here, dis tye soos die wat ons wonder oor of ons genoeg doen, of ons alles genoeg en vinnig genoeg sal uitgesorteer kry. Dat ons begin planne maak oor wat in die nuwe jaar moet gebeur. Dat ons terugkyk en meer mislukkings en foute raak sien, spyt voel en onsself kritiseer oor waar ons gefaal het. Dankie Here vir teksgedeelte soos die, wat op 'n totaal ander plek begin. Wat ons help om met totaal ander oë te kyk. Ja Here, dankie dat ons vanoggend, na hierdie jaar, in plaas daarvan, om op ons foute en mislukkings te fokus, U groot dade, U standvastige liefde, U getrouheid, weer in herinnering kan roep. Ja Here, mag U ons help, om dit nie op 'n goedkoop nostalgiese manier te doen nie. Mag dit vir ons 'n geloofsdaad wees, waarin ons bewus word van wie U is en wat U vir ons gedoen het, en ook wat dit vir ons nou beteken, en vir die jaar wat voorlê. Dankie Here, dat U kies
om op 'n intieme manier, met familietaal, Uself aan ons te verbind. Maar meer is dit, Here, dankie dat U nie net 'n profeet of 'n engel stuur nie, dat U die verdere tree gee, van U kant af, uit U troue verbondsliefde, en self opdaag. Dankie Here dat U juis ook vir die morsige oomblikke van die lewe by ons is, ons omhels en ons dra, en selfs daar ook opdaag, soos net U kan. Mag U in hierdie tussentyd, wanneer Kersfees se ervaring en opgewondenheid vervlou, en die nuwe jaar se vrese ons weer wil oorrompel, mag U juis dan ons help om U grootheid, U liefde, U getrouheid, en dit wat U vir ons doen, in herinnering te roep. Met 'n wete dat dit ons anker is vir die toekoms. Ja, Here, help ons om met hierdie hoop ook die dag van môre en die jaar wat voor lê in te stap. Mag U ons help, Here, om altyd te onthou dat ons 'n God dien wat opdaag, en dit is meer as genoeg. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan, en dan sing ons tot eer van die Here, lied 334, God is liefde, juig ons harte. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan anker jouself in die wete dat God self vir jou opdaag en dat dit die hoop is waarom jy ook hierdie nuwe jaar kan instap. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, nou tot in alle ewigheid. Amen.